In Matteus 24 vers 9 tot 13, hoor ons dat volgelinge van Jezus in die tyd voor die wederkoms van Christus oorgelewer en mishandel sal word en hulle sal vir hulle geloof doodgemaak word. Hulle sal gehaat word omdat hulle die naam van die Here bely. Baie mense sal hulle rug op die Here draai en ander gelowiges haat en verraai. Daar word weer teen die valse profete en misleiding gewaarsku en gesê dat God se woord deur baie mense geminnig sal word en hul liefde vir die Here sal verkoel. In die tyd voor Christus terugkom, sal die druk op gelowiges al groter word en dit sal al moeiliker wees om Christus te bly volg. Die stroom mense wat die pad na die hel loop, sal al groter word en die duiwel sal die mense gebruik om die gelowiges te vervolg en hulle te probeer vernietig. Jy sal al meer soos vandag hoor dat mense nie meer glo die Bybel is God se woord nie en verskonings hoor oor waarom ons nie hoef te doen wat die Bybel sê nie. Die vervolging van mense wat lief is vir God en sy woord en uit liefde vir die Here net dit wil doen, word al groter, ook in ons eie land. Die Here Jesus sê ons antwoord op al hierdie dinge deur te volhard op ons pad agter Jesus aan. Al word ons mishandel en vervolg, al word ons verraai en gehaat, ons moet net bly fokus op Christus en hom in ons lewe eers te bly stel. Ons moet aanhou op ons pad agter Jesus aan totdat hy kom. Wat maak jy as mense lelike dinge aan jou doen en vir jou sê, omdat jy glo? Wat maak jy as daar allerhande vrae oor die Bybel gevra word en verskonings vir sonde aangebied word? Wat maak jy as mense jou sleg behandel en haat omdat jy glo? Bly jy Christus eerste stel en hom in liefde volg.